Ek wil jou uitnooi om in stil gebed jou hart te ondersoek vir vanaand. Nie net jou verwagtinge oor Pinkster nie en die Heilige Gees in jou lewe nie. Voordat ons daarby gaan kom en ons gaan weer 'n keer stil word vanaand, wil ek vir jou vra dat jy vir jouself moet vra, as jy vanaand vir die persoon wat jy gegroet het, moes verduidelik het, wie is jy vanaand? Wat sou jy vir hulle vertel het? Sou jy dit wat in jou gemoed leef vanaand, sou jy dit met hulle kon deel? Maar word vir 'n oomblik stil. Staan stil by jouself wat nou vanaand voor God sit. Kom ons gee vir mekaar so 'n paar oomblikke in stil gebed. Hemelvader, Heer Jesus Christus, o Heilige Gees, as ons stil word en na binnekant kyk, is dit nie altyd vir ons so maklik nie. Ons hou nie noodwendig altyd van dit wat ons hier in onsself ontmoet nie. Here, baie keer is die mure wat ons om onsself gebou het so hoog en so dik dat ons sukkel om ook by ons eie gees uit te kom. Maar U sien ons. U deurgrond ons. U ken ons, Heer Jesus, net soos wat ons is. O Heilige Gees, U was daar toe ons geskep is. En ons gebed vanaand is dat U ons sal deurgrond, soos wat U Dawid deurgrond het, dat U ons harte sal deurgrond, dat U ons kommer en ons vrees en ons twyfel sal raak sien. Here, maar dat U ook in hierdie aand, as ons onsself bring as 'n lewende en 'n heilige offer, Here Jesus, dat U deur die Gees ook elkeen van ons se denke sal vernuwe. Here, dat ons U sal sien soos wat U self openbaar het, soos wat die Gees U openbaar in elkeen van ons, en dat ons kan onderskei wat die wil van God is vir ons lewe ook in hierdie tyd. Here, Heilige Gees, kom en waai deur ons. Kom, o Skepper Gees, Gees van die waarheid, en maak ons nuut in hierdie aand. Amen. Vriende, is my voorreg om elkeen van julle vanaand te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. Amen. As jy dink oor jou verwagting vanaand, oor Pinkster, en die 4 temas wat ons gaan by stil staan in hierdie week, as ons kyk na die Heilige Gees vanuit die Johannes Evangelie, Maandag aand, vanaand gaan dit oor die Here Jesus wat vir ons en sy disippels en die volgelinge 'n ander voorspraak gestuur het. Môre aand kyk ons na die Gees as Gees van die waarheid. Woensdag aand gaan dit oor ons wat die wêreld moet oortuig daarvan, van dit waarvan die Heilige Gees ook ons in ons gees getuig. En dan donderdag aand staan ons stil by die Gees wat ons in al die waarheid gaan lei. As jy daarna kyk vanaand, iets van daai gevoel wat in jou hart leef oor jouself, en ook hierdie gebed wat ons nou net gesing het, as jy dit by mekaar bring vanaand, toelaat dat hulle mekaar kan ontmoet, dan wil ek vir jou vra vanaand, wat is jou verwagting van hierdie week? Wat is jou verwagting van die week? Wat is die moontlikhede
van hierdie skepper gees, lewendmakend gees, gees van waarheid, wat begin wakker word in jou gees. Is daar dalk vanaand, so aan die begin van hierdie aand, as ons nog nie eers die Bybel oopgemaak het nie, iets wat die Heilige Gees begin wakker maak in jou en sê, miskien, dalk net miskien, is daar 'n moontlikheid dat ek iets anders kan wees, dat daar iets anders in my lewe kan gebeur, dat God my kan herskep. As die Here Jesus met sy disippels praat en ons kyk na Johannes hoofstuk 14, en dis waar jy dalk jou Bybel vanaand kan oopmaak as jy saam wil volg in jou eie Bybel, dan dink ek, ontstel die Here Jesus sy disippels geweldig baie. Ek dink nie dit was noodwendig die eerste keer dat die woorde van Jesus hulle ontstel het nie, dat die woorde van die Here Jesus hulle verwagtinge, hulle diskoerse oor waarheid en die lewe en geloof in godsdienst en hulle self totaal en al kom omkeer het nie. Maar aan die begin van hoofstuk 14, dan sê die Here Jesus vir hulle iets wat hulle geweldig ontstel, en wat hulle glad nie kan verstaan nie. Dit maak net nie vir hulle sin nie. Hulle het nou net begin gewoond raak daaraan om Jesus Christus te volg. Hulle verwagtinge van Jesus het geweldig in die laaste 2,5 jaar, amper 3 jaar geskuif. Hulle het gesien hoe die woord van God oopgebreek word voor hulle. Hulle het gehoor hoe Jesus vir hulle sê, ek is die brood wat lewe gee. As jy van hierdie brood eet, sal jy nooit weer honger gaan nie. Ek is die lewende water. Hulle het gehoor hoe Jesus sê, ek is die ingang, ek is die goeie herder. Die een wat die deure oopmaak na 'n lewe van oorvloed. Hoe hy mense se lewens aanraak. Hoe hulle wegdraai van hulle ou lewe, hoe hulle hom begin volg. Hoe godsdiens nie net dooie rituele is nie, maar hoe dit lewendig word binne in hulle, soos wat hulle in 'n verhouding met hierdie lewende God tree. En dan kom sê Jesus vir hulle, ek gaan nou weg. Ek dink, daai dag toe hy dit vir hulle sê, wil hulle vir hom net, ek kan myself net nie indink in daai oomblik nie. My hoop lê in die Here, God se openbaring lê in hom, God se teenwoordigheid is hier, daar waar Jesus Christus loop en hulle agter hom aanstap, en hy mense se lewens aanraak, en nou sê hy gaan weg. Here, dit kan net nie wees nie. Hoe kan U ons los? Waarheen gaan U, Here? Maar dan sê hy ook vir hulle, maar ek gaan na my Vader toe, en julle sal agter my kan aanstap. Ons lees dat Jesus dan antwoord en hy sê, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Julle ken dit. Ek wys dit vir julle. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Hierdie is so 'n curveball wat die Here Jesus vir hulle gooi. Dis so 'n vuishou op die bors waar hulle snak na hulle asem.
En nou sê hy, hulle ken die pad. Here, ons weet nie waartoe gaan U nou nie. En ek kan my net indink in daai oomblikke, hoe die asem uit hulle longe uitgaan, maar hoe die duisternis oor hulle gaan, hierdie swaarheid oor hulle kom. Here, dit sal absoluut ondraaglik wees as U nou van ons af moet weggaan. En ons weet regtig nie waarheen gaan U nie. En dan antwoord Jesus hulle, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Is een van hierdie kragtige ek is uitsprake van Jesus Christus gewees. En net om Noord se gedagtes te herinner en vir julle, die res van julle ook vanaand op dieselfde bladsy te bring. As Jesus gesê het, ek is, ego eimi, dan het hierdie klomp Jode al klaar so 'n rilling in hulle ruggraat afgekry. Want dit herinner hulle direk aan die woorde van God aan Moses langs die brandende braambos, waar Moses vra, wie sal ek sê het my gestuur? En die Here vir hom sê, ek is, het jou gestuur. Jesus sê, ek is God. Dieselfde Griekse woorde wat in die Hebreëse Bybel sê, Jahwe het my gestuur. Ek is, het my gestuur. En Jesus kom en sê, ek is die enigste weg. Ek is die enigste weg na lewe. Volg net vir my. Ek ken hierdie pad. En ek ken nie 'n pad na 'n ander waarheid toe nie. Ek is die waarheid. En wat ons vir mekaar gesê het en wat ons vanaand moet raak oor en altyd deur in ons geloofsreis onthou, en dit maak jou geloofsreis 'n diep geestelike ervaring. Dit maak jou geloofsreis 'n draaglike ervaring, totdat jy weer eens by die waarheid kom. Die waarheid is nie 'n wat nie. Dis nie 'n stel reëls nie. Dis nie 'n spesiale teksgedeelte in die Bybel nie. Dis nie die regte interpretasie van sekere versies nie. Dis nie die uitwys van die regte sonde nie. Dis nie 'n wat nie, maar is 'n wie. Die waarheid is Jesus Christus. En dit lê in die volg van Jesus Christus en die aanvaarding dat niks wat ek doen sal ooit by die heerlikheid van God uitkom nie, en dat Jesus Christus vir my persoonlik en elkeen op hierdie aarde persoonlik gesterf het, en daardeur kry ek toegang tot die heerlikheid van God. Dis die pad na die Vader toe. Soek ek lewe en dit in oorvloed, lê dit ook op geen ander plek as by Jesus Christus nie. Ek is die waarheid, die weg en die lewe. Maar Thomas en die res van die disippels het hierdie warboel van emosies binne in hulle. Here, maar waartoe gaan U? Waarheen lei hierdie weg? Ons het agter U aangestap elke tree, en dit was al 'n uitdaging gewees. Nou sê U gaan weg, maar wat lê agter? Wat lê hier agter? Hoe gaan ons daarby uitkom? Jy sien die ongelooflike vrees vir die onbekende en dit wat op hulle wag en dit waarop hulle nie die antwoorde het nie.
voordat hierdie disippels heeltemal uitmekaar uitval, kom die Here Jesus met die volgende woorde, en ek nooi jou, lees saam met my, vanaf vers 15, en ons gaan so stuk lees, en mag die Heilige Gees in al sy goddelike waarheid ons ook vanaand lei, as ons die woord van die Here met mekaar deel. Die Heilige Gees is by julle. En Jesus draai na sy disippels toe en hy sê vir hulle, as julle my liefhet, as jy begin het om hierdie pad saam met my te stap, as jy jou lewe oorgegee het en agter my begin aanstap, dan sal jy my opdragte uitvoer. Jy gaan bly by dit wat ek jou geleer het. Dis wat die Here Jesus van hulle vra. Maar dan kom hy ook met 'n teenaanbod. As julle my liefhet en as julle agter my aanloop en as julle doen wat ek van julle vra, sal ek die Vader ook vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En ek wil hê jy moet jou eie donker plek, daai plek waar jy jouself eintlik nie wil toelaat om na toe te gaan nie, daai onbekende deel, daar waar omstandighede dalk vir jou op die oomblik net te veel raak, daar waar jy voel, maar ek het gedog, ek ken die Here, ek het gedog, ek verstaan, ek het gedog, ek weet wat die waarheid is, ek het gedink, ek loop agter hom aan, maar nou kom ek ook by daai plek, waar my bors toetrek, waar die onbekende vir my net te veel raak, om te hanteer. Dan sê die Here Jesus vir sy disippels, moenie bekommerd wees nie. Die oomblik as ek weggaan, dan gaan ek vra dat my Vader vir julle 'n ander voorspraak stuur, die Parakletos, die Parakleet. Parakleet kan ons vertaal met 'n advokaat, 'n voorspraak, die een wat namens my praat. Jy hoef nie te weet nie. Jy hoef nie te ken nie. Jy hoef nie in die toekoms in te kan sien nie. Want die Parakleet is die een wat vir jou beklei. Die Parakleet wat die Here Jesus gaan stuur is die een wat namens jou gaan optree. Hy is ook intussen die trooster. Daar waar jou hart en jou keel klop en dit toetrek en jy nie asem kry nie en dit vir jou voel of jy totaal en al beheer verloor, kom hy en hy sê, ek is hier, ek is by jou, ek vertroos jou, ek is jou helper, jy hoef dit nie te doen nie, jy hoef dit nie op jou eie te doen nie, ek is langs jou, ek is agter jou, ek is onder jou, ek is bo jou, ek is voor jou. Aanvanklik toe ek hierdie teksgedeelte weer 'n keer lees in die week, toe wonder ek oor ander. Die Here Jesus sê, ek bid dat die Vader vir julle 'n ander voorspraak sal stuur. Is dit nou 'n ander gees wat hy vir ons stuur, as wat tot nou toe by ons was? As jy bid vir die vervulling van die Heilige Gees, stuur hy dan vir jou 'n ander gees as die gees wat ons al vroeër in ons lewe ontmoet is? Is dit 'n ander gees as die gees wat teenwoordig was by die skepping van hierdie wêreld? Is dit 'n ander gees as die gees wat teenwoordig was die dag toe jy die Here Jesus ontmoet het en jy
hy jou gedring het tot by daai plek van oorgawe? En die antwoord is nee. Ander beteken nie hier 'n ander een, 'n vreemde een, 'n een wat minder gees is as wat Jesus is nie, of wat anders is as wat hy is nie, maar dit beteken in hierdie konteks juis die een wat is soos wat hy is. Ek stuur vir jou een wat is soos wat ek is. Nie 'n ander een nie, nie 'n mindere gees nie, maar die een wat is presies net soos wat ek is. As die Vader vir ons sê, as die woord vir ons lei in Openbaring, dat ons sal onsself ontdek en ons sal lewe ontdek deur die waarheid, en die waarheid kom deur Jesus Christus, sy seun alleen. As Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe in oorvloed, dan is hierdie gees nie 'n ander gees nie, hy is soos wat Jesus is. En as die Vader hom stuur, dan stuur hy sy gelyke, een wat is soos wat hy is. Nie iemand anderster nie. Hierdie is nie 'n vervanging nie. Die een openbaring word nie vervang deur 'n ander openbaring van God, of 'n anderste openbaring van God nie, maar ons moet dit eintlik sien as 'n voortsetting, 'n voortdurende openbaring. God het gesê, as jy tot hom nader, dan sal hy jou ontmoet op hierdie pad, op jou soeke. En hier is dit asof hy nog meer van homself oopmaak, soos wat ek en jy op ons lewensreis en op ons geestelike reis voortgaan. Nie 'n vervanging nie, maar 'n voortsetting van God wat hom in al sy waarheid aan ons openbaar. Hier kom 'n skuif. 'n skuif. Want dis ook nie die een wat minder goed is as die ander een nie, maar dit raak 'n nog dieper, meer persoonlike ervaring en ontmoeting van die wie. Dis 'n dieper, persoonliker ervaring van die lewende God. Die Gees van God wat mediator word, wat kom intree as Christus se teenwoordigheid. Dis asof Jesus Christus vir hulle daar sê, julle gaan my nie verloor nie. Ek gaan nou weg na my Vader toe. En as julle mooi onthou, dan sal Jesus regdeur hierdie ek is verklaringe van hom gesê het, as julle my ontmoet, dan ontmoet julle die Vader. Wat ek met julle deel, is nooit iets anderster as wat ek by die Vader gehoor het nie. Wat ek met julle deel, is nooit dit wat net ek vir julle wou sê nie. Ek sê vir julle slegs dit wat die Vader aan my openbaar het, wat ek by hom gehoor het. En as julle nou die Heilige Gees, die Parakletos ontmoet, die een wat is soos wat ek is, die ander een, dan sê hy vir hulle, julle verloor nie vir my nie, maar julle gaan binnekort, in een van hierdie dae, gaan julle my op 'n dieper, meer persoonlike, anderster manier beleef. Vanoggend lees ek in Antoinette die teksgedeelte in Handelinge 1, daar vanaf vers 8 af, waar die disippels in die boefretrek sit. En hulle wag vir die Gees van God.
Nie een van hulle het geweet hoe lank hulle sou wag nie. Kom ek toets julle gou. Van hemelvaart af, van die Here Jesus se woorde, dat ek gaan weggaan van julle af, maar moenie bekommerd wees nie, as ek gaan, dan stuur ek die trooster. Hoeveel dae van daar af tot by Pinkstersondag? As jy nou slim is, dan het jy begin tel van verlede week af, né? Sê weer? 10 dae. Net 10 dae. Maar het die disippels geweet dat dit net 10 dae gaan wees? As het hulle in die bo vertrek, met daai warboel emosie, van die vreugde om Jesus Christus te volg, daai ontstellende woorde, daar gaan 'n dag kom, nie ver van nou af nie, dat hy gaan weggaan. Toe is dit die kruisigingsgebeure, Jesus se dood, die liggaam wat nie in die graf was nie, die heerlikheid om Jesus weer te ontmoet in die boventrek, daar waar hulle weggekruip het, en toe gaan hy weer 'n keer weg. Toe gaan hy weer 'n keer weg. Nou sit hulle daarbo en hulle wag vir die Heilige Gees. Wat is daai emosie wat in hulle harte leef? En as die lewe so druk rondom jou, wat is die emosie wat in jou hart leef en wat bring jy na die Here toe? Wat bring jy na die Heilige Gees toe? Ek stuur vir julle 'n ander voorspraak. En hy sal vir altyd, vandat hy kom, vir altyd by julle wees. Wie is die voorspraak? Naamlik die Gees, die voorspraak namens die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Hoe is dit moontlik dat hulle die Gees wat nog moet kom kan ken? Sê gou vir die persoon langs jou, hoe dink jy is dit moontlik dat hulle hom kan ken as hy nog moet kom? Omdat hulle vir Jesus ken. Omdat hulle vir Jesus ken. Hy is soos wat Jesus is. As hulle hom ontmoet, dan ontmoet hulle die Jesus wat tussen hulle geloop het, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En hier kom 'n radikale skuif in die verstaan van God. Die Jesus was die hele tyd besig om hierdie disippels en sy volgelinge te stretch, hulle verstaan van hom te verbreed, te vergroot, te verdiep. Ek was nog altyd by julle en ek gaan by julle bly, maar hier kom die groot skuif. Ek gaan in julle wees. Ou Testament, God se teenwoordigheid is daar van die skepping van die aarde regdeur tot die koms van Jesus Christus. Maar daar was 'n verstaan van God is by jou. Wolkkolom voor hulle, vuurkolom in die nag, die tabernakel, die tempel later jare, die profete wat optree namens God. God is by my. Ek kan hom beleef. Ek kan hom ervaar. God praat met ons, God lei ons. En toe kom daar 'n radikale nuwe realiteit van God se teenwoordigheid, want God is nou nie net by my nie, maar God is in my. Net as hulle dink dat hulle God op 'n meer intieme, werklike,
tasbare manier leer ken het toe Jesus Christus saam met hulle geloop het, en hoeveel kere kom daai disippels nie by daai gewaarwording en die volgelinge wat hom ontmoet het nie. Hy moet meer as net 'n mens wees. Hy is nie net 'n profeet nie. En selfs die Romeinse geskiedkundige skrywers, Josephus, die mees bekende Joodse geskiedkundige skrywer, praat van Jesus. Daar was 'n man, Jesus, wat op hierdie aarde geloop het, en dan maak daai Jood 'n opmerking, hy sê, if you can call him that, as jy hom 'n man kan noem, want hy is soveel meer. Immanuel, God met ons, langs my, by my, ek beleef hom. Ek kon sê, Jesus, ek gaan weg, maar daar is veel meer. Die volgende ronde is ek in jou. Nie net by jou nie, in jou, deel van jou. Ek is in jou, praat deur jou, is die radikale skuif in die verstaan van verlossing van die Ou Testament patroon waar God net by ons was tot God wat in ons is. Het jy jouself al gevang, sê, dink, bid, dat as ek maar net daar was en langs Jesus kon loop, toe hy hier op aarde was? Het jy dit al gevra? Het jy dit al gewens? Miskien is die ander gebed dank nader. As ek die dag in die hemel kom en God hier langs my kan beleef, dan het ek 'n paar dinge wat ek hom wil vra. Wat gebeur met die 8ste dag? Wat van dit? Hoe werk hierdie? Maar Jesus kom sê, maar dis nie een dag nie. Dis wanneer die Heilige Gees kom, is God hier by my, nog nader, in my. Ek wens, ek kon langs Jesus geloop het. Ek wens, ek was daar toe hy in die boefretrek verskyn het. Ek wens, ek was daar toe hy langs die Emmausgangers geloop het. Ek wens, ek kon beleef hoe Jesus die woord oopbreek, brood breek, water gee. As die Heilige Gees kom, sal hy by julle wees, gaan hy in julle wees. Selfs in ons donkerste donker tyd. Kom sê die Here Jesus vir jou, dis beter. Dit wat ons nou het, is nog beter as toe ek op hierdie aardbol geloop het en mense agter my kon aanloop. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God, God se nabyheid is nie afhanklik meer van geografie nie. Ek weet nie hoe sou ek en jy geweet het dat Jesus in die Midde-Ooste daar in Jerusalem se strate geloop het as ons in Suid-Afrika gebly het nie, en hoe sou ons daar gekom het? Is nie meer afhanklik van geografie nie. Die Here se teenwoordigheid is nie meer afhanklik en beperk tot tyd nie. Tot 'n bepaalde tyd wat hy op aarde was nie. Dis nie meer beperk tot een plek nie. Dis nie meer beperk nie, want die Gees van God bring die teenwoordigheid van Christus tot by elke gelowige. Nie eers tot jou kerk nie, maar tot by jou persoonlik. Inteendeel.
Jy kan sy teenwoordigheid nie ontglip nie, jy kan nie daarvan af wegkom nie. Hy is altyd, oral, by jou. Dis hoekom Jesus sê, dis vir julle beter. Hy sê, weet een ding, as ek gaan, dan los ek julle nie as weeskinders nie. Ek het jou nie laat los nie. Ek het nie opgegee oor jou nie, op jou nie. Ek het nie vergeet van jou nie. Ek het nie weggeloop van jou af nie. Ek los julle nie as weeskinders agter nie. Ek kom weer na julle toe. Ek los julle nie as weeskinders nie. 'n Weeskind is verlate, uitgestoot, onbeskermd en kwesbaar. 'n Weeskind is sonder identiteit. Hulle weet nie wie is hulle, waar kom hulle vandaan nie. Hoekom wou hulle my nie hê nie? Is ek so sleg? Sonder die leiding van 'n liefdevolle beskermer, vader, moeder. Jesus daarteenoor sê vir hulle, ek verlaat nie jou storie nie. Weeskind is nie deel van jou storie nie. Hulle wat my ignoreer, hulle wat my wegstoot, hulle wat my nie aanvaar nie, weeskind is dalk deel van hulle verhaal, maar as jy my geken het, as jy my ontmoet het, is weeskind nooit deel van jou storie nie. Ek kom na jou toe, ek is by jou, ek is in jou. Jy is myne. As jy vanaand worstel met omstandighede, met sekere waarhede in jou eie lewe, met verhoudings, met jou eie identiteit, met dinge wat nie wil draai nie. Een van die ongelooflike waarhede wat ek en Antoinette vanoggend waar raak gelees het en by uitgekom het is, as daai disippels in die boefretrek sit en wag op die Heilige Gees, as hulle nog nie weet hoe dit gaan wees of hoe hierdie volgende belewenis wat Jesus beloof het nie, hoe dit gaan wees nie, dan is die wag op die Heilige Gees nie iets waardeur jy moet gaan voordat jy God beleef nie. Dis nie aan die einde van die wag eers dat ons by God uitkom nie. Hierdie wagproses is in die teenwoordigheid van God. Hierdie wag is deel van, dit is hoe ons hom leer ken. Hoor jy? Dis nie aan die einde van die reënboog nie. Dis nie eers daar waar die pot goud lê, daar waar die ontmoeting met God is nie. Hierdie wag, hierdie worstel, hierdie pyn, hierdie onseker, hierdie wonder, hierdie nie weet nie, is in die teenwoordigheid van God. Dit is deel van die ontmoeting met God. Hy los jou nooit 'n weeskind nie. Hoe help hierdie gedagte,
hierdie waarheid oor God se teenwoordigheid jou met daai donker plek en die vrees, daai onuithoudbare vrees vir die onbekende. Dat God by jou is. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle is vir die disippels, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees vir julle stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy leer ons alles. Hy herinner ons aan alles van wat? Van wie? Van dit wat Jesus geleer het. Jesus leer niks, maak niks bekend wat anderster is as dit wat hy ontvang het van die Vader nie. Jesus, as jy hom ontmoet, wie ontmoet jy? Jy ontmoet die Vader. Hulle is een. As jy die Heilige Gees ontmoet, as die Heilige Gees begin leer, as die Heilige Gees jou begin herinner, waaraan is dit? Presies dit wat Jesus ons leer, presies dit wat hy geleer het, en dit lyk soos die Vader, daai drie is een. Is een. Hy leer ons net dit wat Jesus vir die disippels en die volgelinge geleer het. As hy met sy wysheid en sy waarheid kom, as die Heilige Gees die woord van God begin oopsluit, ons lees in 2 Timoteus, die woord van God is gees geadem. Pneumatos, gees van God. Selfde Griekse woord wat in die Hebreëus weer gebruik word, ruach, gees van God, wat lewe in jou geblaas het, as ons Genesis 2 lees. God het jou geskep. Hy was net 'n skepsel, mens, maar jy het 'n lewende wese geword, toe hy sy lewende gees, die gees van die waarheid, sy ruach gees in jou ingeblaas het. As ek die Bybel lees, is dit geesasem wat ek inneem. Leer die Gees vir my presies dit wat Jesus, toe hy op aarde geloop het, aan die disippels bekend gemaak het, aan die volgelinge bekend gemaak het. Elke keer as hulle die woord van God oopmaak en Jesus het vir hulle uitlei, dan sê hulle, ons het nog nooit so hierna gekyk nie. Wow! Dis soos God se asem wat ek inneem in iets van daai benoudte hou op jou bors. Wat lig raak. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal deur sy gees oor jou verstand en jou hart die wag hou. God is by ons, God is in ons. Ek en jy leef vandag as kind van God met 'n besef van die evangelie en die verlossing wat deur Jesus Christus gekom het, wat deur die Heilige Gees, en dit is net die Heilige Gees wat daai waarheid in jou gees kon wakker maak. Dis net die Heilige Gees wat daai waarheid wakker maak en jou dring om dit te volg en jou dring om dit te verkondig. Geen ander gees nie. En ek en jy is so bevoorreg om vandag in die uitstortingstydperk van die Gees te leef, in God se lewendmakend Gees te kan inasem elke keer as ons die evangelie lees in die Bybel, elke keer as gelowiges daai lewende waarheid deel met mekaar, elke keer as ons met die woord, met
Die insig van die heiliges, die gelowiges, besef, God stuur my met omstandighede, God rig my lewe, is so duidelik, ek kan dit nie ignoreer nie. En dan kom hy en hy herinner my, jy is kind van God, jy is duur gekoop, en Paulus sê, die Gees pleit vir my aan die een kant, en aan die ander kant sit Jesus aan die regterhand van God, en hy tree vir my in, andersom, Gees tree vir my in, en Christus pleit vir my, Gees kom vertaal my donker dieptes, in 'n gebed, en Christus herinner, ek het betaal vir hom, ek het betaal vir haar, hulle is my kind, hulle is die Vader se kind, hulle is een met ons deur die Gees. As die Heilige Gees kom, is dit nooit 'n nuwe openbaring nie. Dis nooit, ooit, private geestelike openbarings en idees wat los is van Jesus Christus nie. Dan is dit nie God se Gees nie. Inteendeel, die Gees van God verdiep altyd ons verstaan van Jesus Christus en dit wat Christus alreeds van God openbaar het. Dis nooit 'n nuwe, onverwante openbaring nie, dis nooit 'n private geestelike gewaarwording los van Christus nie, dis altyd 'n verdieping in dit wat Christus reeds openbaar het. So die Gees se rol is nie om iets niets by te kom sit nie, maar om dit wat reeds is in Christus lewendig te maak, binne in jou. Dis wanneer die Gees werk, dat die woord van God, die Bybel, lewendig word. Dis wanneer die Gees werk, wanneer die waarheid oor Jesus Christus duidelik word. Dis wanneer die Gees werk, wanneer daar 'n stuk gehoorsaamheid in jou kom, wat lei tot, of 'n stuk oortuiging in jou kom, wat lei tot gehoorsaamheid. Kom ons vat saam vir vanaand. Ons kan vanaand op een van twee plekke wees, in ons eie gemoed. Ek en jy as kind van God, kan oorgee aan die versoekings van hierdie wêreld, of die diskoerse van hierdie wêreld, of die realiteite van hierdie wêreld, en dan leef ons in vrees. Want dit is die realiteit daarvan. Of ek en jy kan kies vanaand om die bril op te sit van die belofte wat Jesus Christus gemaak het. Die disippels het verlate gevoel. Stoksiel alleen en bang en hulpeloos, en hulle het gesukkel. Hulle het geworstel om te verstaan. Dit was oorweldigend. Maar wanneer ons in die belofte van Jesus Christus begin leef, dan hoor ons hom, selfs ook in daai donker tye wat hy vir jou sê, ek kom. Ek gaan my Gees stuur. Julle gaan nie wees nie. Ek sal julle nie wees los nie. Maar in daai soek, in die wagtydperk, gaan jy agterkom hoe jy in die teenwoordigheid van God deur die Gees gelei, geleer en herinner word.
Waar voel jy alleen op die oomblik in jou lewe? Waar voel jy op die oomblik alleen? Waar voel jy onseker? Waar voel jy, Here, hoekom het U my verlaat? Dan nooi ek jou vanaand opnuut uit. Hoor Jesus Christus se woorde, as hy persoonlik ook vanaand vir jou sê, ek sal jou nooit wees los nie. Net daar waar jy sit. Wil jy dit nie waag om in 'n gebed, 'n stil gebed, daai onseker, daai alleen, daai verwerp vir God te gee nie? En ek gaan weer sê wat Jesus gesê het. Ek stuur vir julle 'n ander voorspraak. Nie 'n vreemdeling nie. Jy gaan weet, en hy is soos wat ek is. En ek los jou nooit wees en alleen nie. Amen.